Broers en susters, gedurende Augustus herdenk ons vroue en bring aan hulle hulde. Die meeste is natuurlik doodgewone vrouens, wat in vele opsigte ongesiens hulle roeping uitleef. Baie keer onder moeilike omstandighede. Baie vrouens bereik ongekende hoogtes op verskillende terreine, maar ook in die kerk. Sy het 'n naam en sy maak saak. Sommige is aan ons wel bekend, so Sarah, Rebecca, Hanna, Elisabeth, Esther, Hagar, Tabitha, Lydia, Febe. Maar weet julle, daar is ongeveer 600 vroue in die Bybel, wie se name ons nie ken nie. Maar ons lees hulle verhale in bykans elke boek van die Ou en Nuwe Testament. Nou al ken ons nie hulle name nie, is hulle storielyne steeds belangrik. Eerstens word hulle as vroue genoem in die geskiedenis van die Bybelverhale. En tweedens het hulle optredes en aksies 'n rimpel-effek gehad wat gelei het tot die beter verstaan van die evangelie en by name wie God is. Hulle was naamloos, maar nie stemloos nie. Jy weet, dit is ongelukkig so maklik om elkeen van hierdie vroue mis te kyk. Hulle gering te ag, of hoogstens hulle storie raak te lees. Haar verhaal maak egter saak, want sy maak saak. In haar gesin, in haar familie, in die samelewing van die Bybelse tyd. Wanneer ons hierdie vrouens miskyk, weet jy, is ons lewens armer. Almal besef dit natuurlik nie met die eerste aanhoor van die verhale nie. Dit laat ons besef dat ons vandag so baie rede het om vroue, maas, oumas, pleegmaas en pleegoumas se stories te vier en oor te vertel. Die blote feit dat ons Moedersdag, Vrouedag, die maand van die vrou vier, spreek boekdele. Die wyse waarop vrouens hulle plek in ons lewens inneem, hoe hulle roeping in hulle families en in die samelewing uitleef. Dit geld ook veral ten aansien van die kerk, van gemeentes. Hoe kan 'n mens ooit, maar ooit, die rol van 'n vrou in die kerk gering ag? Op verskeie terreine, op kommissies, in die ampt van diaken, ouderling, leraar, mag ons tog nie nalat om elke dag hierdie onbaatsigtige bydraes en opofferings van vroue figure te vier en te erken. Terloops, wie was die eerste getuies van die heilswaarheid van die opstanding van ons verlosser? Maria Magdalena en die ander Maria. Vroue. Nee, dit staan bo alle twyfel vas, dat vrouens 'n wonderlike gawe van ons Here aan die kerk en die samelewing is. Ek wil volstaan met daardie juweelteks, te wete Spreuke 31 vers 10, die ou vertaling. Wie sal 'n deugdsame vrou vind? Want haar waarde is ver bo korale. Ja, as hy die Here dien, verdien daardie vrou om geprys te word. Kom nader aan huis. Dankie vir al die vroue hier in Maalwyd gemeente, wie die Here so onbaatsigtig dien.
Ons bring hulde aan julle. Amen.